Ons sê dan ook op hierdie 11de Mei welkom by almal wat saam met ons aanlyn luister. Mag ons die Here lieflik behaag. Broers, hou my accountable dat ons bid aan die einde, want ek het verlede keer vergeet om dit te doen. Ek voel partykeer kom die gebeds, die dringendheid van waaroor ons moet bid, kom uit jou hart uit nadat jy gehoor het wat die woord sê. So, hou my accountable dat ons vir dit bid, maar jy moenie vergeet nie. Mense bo 80 kan nie vergeet nie, hulle mag eens olifante. OK. Kom ons bid saam. Here, sal enigeen van ons 'n president gaan sien sonder die nodige respek vir die amp? Of 'n koning van 'n land? Of selfs net 'n hooggeplaaste? Ons gaan na vergaderings toe en ons het respek vir die voorsitterstoel. Hoeveel te meer wanneer ons nader tot U? Hoeveel te meer wanneer ons nader tot die koning van die heelal, die skepper van alles? En Here, wanneer ons vanoggend na U woord toe kom, dan wil ons met die nodige respek en awe voor U kom staan. Diep afhanklik dat U dit in ons en deur ons moet werk. Want te vergeefs probeer ek hoegenaamd om iets te vertolk as dit nie U hart is nie. En hoegenaamd probeer ek om iets oor te dra as U dit nie reeds in my gewerk het nie. En daarom kan ek maar net so Samuel laag buig en sê, spreek Here, want U diensknegt luister. En mag elke hart wat hier vanoggend is ontvanklik wees en elke hart wat saam luister ontvanklik wees om te hoor en te doen. Want sonder dat ons verander, Here, kom ons nie nader aan die beeld van Christus nie. Doen U werk soos U wil in ons. Amen. OK, so vanoggend gaan ons 'n bietjie blaai. Vanoggend gaan ons 'n bietjie blaai. En ek wil hê julle moet saam met my begin en dit sal baie duidelik raak waaroor die boodskap gaan terwyl ons deur hom werk, maar ek gaan jou waarborg dat ek gaan jou met 'n slapriem vang aan die einde. Want jy gaan sien, die Here het my gisteraand met 'n sweep gevang. 'n Sweep, jou hand is lankal onder, dan klap hy eers bo. So ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor die lewe van Judas. Glad nie wat ek beplan het nie, maar toe ek terugkyk en na die week, toe sien ek alles in die hele week het eintlik daaroor gegaan. Ek het dit nie besef nie. So blaai gou saam met my na Matteus 10 toe. En ek vra vir jou, soos elke week, moenie net wat ek met jou deel vir soetkoek opeet nie. Ek kan ook vir jou mislei. Ek kan ook iets verkeerd interpreteer. Ek kan ook my eie gedagtes en ervarings binne in iets inlees wat ek nie moet nie. So 'n gemeente was nog nooit een ou wat voor staan en die ander mense wat luister en gaan doen nie. Gemeente was nog altyd 'n liggaam wat saamwerk. En die klein toontjie se naal stamp hom nou stukkend. En kyk jy hoe lekker maklik loop jy. Hy pla. Elke dingetjie in die liggaam met 'n funksie. So as jy iets beleef wat jy moet bydra, sit vir skaam een kant asseblief. Los vir skaam by die huis en deel wat die Here op jou hart sit. As jy ietsie na die tyd met my wil kom deel, doen dit. As jy my wil kom sien oor iets wat jy beleef, ek miskien nie reg sien nie, of wat ek nog bygesit het, of whatever, kom sien my, kom drink koffie, laat ons daaroor praat. Maar 'n liggaam opereer saam, ondersoek saam, vind saam, juig saam, eet saam. Kuier by mekaar. Eet uit mekaar se borde uit. Matteus 10. Dan moet ek nie die ding kry om heeltyd af te gaan nie. Vers 2 tot 4. Ek gaan sommer begin by 1. En hy het sy 12 disippels na hom geroep en aan hulle mag gegee oor onreine geeste om hulle uit te dryf en om elke siekte en elke kwaal te genees.
En dit is die name van die 12 apostels. Dan gaan hulle deur die apostels se name en dan sal jy sien daarso is 'n naam van Judas Iskariot. Sien julle hom? Vers 4. Simon Kanetius en Judas Iskariot, die een wat hom verraai het. OK, so kan ons net wegtrek deur te sê, wie het vir Judas Iskariot geroep? Jesus self. OK, hy het homself ingewurm daar nie, nê? Jesus het hom gekies om daar te wees. Right. Het hy nie die mag ontvang wat Jesus aan die res van die disippels gegee het in vers 1 en 2 nie? Het hy? Goed. Dit is belangrik dat ons oor hierdie goed saamstem soos wat ons aangaan. As jy moet oor enigiets met my verskil, dan moet jy sê, want ons kom aan die einde, kom ons by belangrike vrae oor Judas se lewe, wat 'n massiewe impak op my en jou lewe het. Dit is geweldig maklik om na ander mense se lewens dit te doen, vinger te wys. As ek reg onthou, is dit Jesaja 58 wat praat van die rede hoekom julle gebede verhinder word, is omdat julle die vinger uitsteek. Trek terug die wys van die vinger en die Here sal begin om gebede te verhoor. Ons doen dit geweldig maklik, want ons plaas die druk van onsself af en die fokus op iemand anders se foute. Dis wat ons met Judas doen, sonder om te besef hoeveel van Judas is in ons elkeen waarvan ons versigtig moet wees. En hoe maklik bid jy vir iemand wat jou te nakom? Hoe maklik bid jy vir iemand wat tussen hakies en aardse terme jou vyand is? Alhoewel ons geveg nie teen vlees en bloed is nie. Nee, jy bid moeilik vir so iemand. En as jy baie keer bid, is dit so half, Here, draai vir my die wiel daai kant asseblief. Boontjie kry sy lontjie. Judas word gekies as van die eerste 12 wat Jesus bymekaar maak. Elkeen met 'n baie spesifieke doel. Goed. Kom ons kyk wat is die volgende tyd. Ek gaan net eers hierdie klompie tekste lees en nou wil ek by 'n paar punte uitkom. Markus 3 vers 16 tot 19. As jy kerk toe kom, bring jy jou geweer saam, sodat jy kan toets wat ek lees. Markus 3. Vers 16 tot 19. En aan Simon het hy by die naam Petrus gegee. Simon beteken mos nou riet en Petrus beteken rots. En verder Jakobus, die seun van Zebedeus en Johannes, die broer van Jakobus. En hulle het hy by die naam Boanerges gegee. Dit is seuns van donder. Hulle was moeilike mannetjies. En Andreas en Filippus en Bartolomeus en Matteus en Johannes en Jakobus en die seun van Alfeus, Thaddeus en dan heel laaste Judas wat hom verraai het. So hierso het ons 2 en in Lukas 6 vers 3 tot 16 wat ek nou nie gaan lees nie, 13 tot 16, is net 3 gevalle wat jy gaan sien waar al 3 evangelies dit eens het dat Jesus hom geroep en Jesus hom gekies het. Moenie enigiets anders as dit aanvaar nie. Nie eers 'n voorstelling van 'n fliek of 'n mooi reeks wat enigiets vir jou wys van hoe Judas homself inwerk in die groepe nie. Jesus kies. En ons gaan net uitkom by hoe hy kies. Sodat jy kan verstaan, jy is ook gekies. Die dag toe Jesus sy asem uitblaas op daai kruishout, en hy sê, dit is net voor hy sê, afgehandel en sy asem uitblaas, toe het hy jou gekies. In sy hart het hy jou gekies om elke liewe stukkie sonde wat jy in jou lewe gedoen het en nog gaan doen, op hom te neem, sodat jy vryheid kan ontvang en in oorvloed kan lewe. Hy het jou gekies. Die vraag is, kies jy hom terug? Want sonder jou keuse van hom, kan dit wat hy vir jou gedoen het, nie in jou eie lewe geïmplementeer word nie, want jy ontvang vrye wil.
die reg en die mag om te kan besluit. En jy kan in die Ou Testament gaan kyk, in Deuteronomie begin dit al, waar die Here praat met die volk en hy sê vir hulle, kyk, ek plaas voor julle elke dag die opsie om te kan kies. Daar's lewe in my en daar's dood. Selfde wat jy sien in Genesis, toe God vir die mens sê, jy kan van alles eet, maar ek sê vir jou, van hierdie een boom is dit nee. Jy kan nie. Die boom van kennis van goed en kwaad. En van al die ander is dit ja. En wat word daar een boom genoem? Wat jy mag van eet, die boom van lewe. Kan jy maar eet met die boom van kennis? Nee. Oral deur die woord sien jy dat God mense kies en dan gee hy vir hulle vrye wil om te kies. Watter een van die opsies hulle gaan vat? Daarom sien jy hierdie ops en afs deur Israel se hele geskiedenis saam met die Here lieflik. Dan gaan dit weer goed. Ja, en dan gaan die volk weer weg van die Here af, kies die dood, en kies afgode, en meng met die ander stamme en die goeters. En dan kom hulle weer hier in 'n vallei, en dan is dit weer oorlog wat hulle verloor, of hongersnood of alles, en dan kom hulle weer terug na die Here toe. Dan kies hulle weer lewe, en dan kies hulle weer dood, en dan kies hulle weer lewe. En my en jou lewe gaan eintlik net so. Wel, myne gaan so. Ek kan nie vir jou praat nie. Daarom verstaan ek dat 'n Paulus kan bid en sê, Here, as ek kan vra, moet my nie te veel gee dat ek hoogmoedig raak, maar moet my ook nie te min gee dat ek lus is vir steel nie. Wat my baie keer 'n perspektief gee oor iemand wat iets by my vat wat hy nie het nie. Want as Paulus kan vra, moet my nie te min gee nie, sodat ek nie lus is vir steel nie. Dit beteken dat in sy hart ook is hy bekommerd, dat as hy nie het nie, dat hy gaan wil vat. En ek het een aand op straat geslaap, ek en 'n paar manne in Parow, het ons op die perron, op die stasie gaan slaap. En as jy daar slaap, dan is dit doodstil tot en met, ek dink daar was 3 mense wat by ons verbygekom het, tot en met so 12 uur se kant die nag. Daar gaan niks aan nie. En van 12 uur af, dan begin daar so 'n roering kom. 1 uur, tussen 1 uur en 3 uur lyk dit soos 'n N1, dis net mense. Almal beweeg, almal deel, almal is te kere, gaan na te kere. En van 3 uur af stadig begin dit afneem, en 5 uur, tjoep stil, as die res van die mense se dag begin. En ons lê nou daar so onder 'n klomp bokse en goeters, want ons wil nou nie slaapsakke en goed saamvat nie, ons wil nou nie uitlykie so, ons kry vrek koud. Ons lê daar so, en toe die manne begin uitkom, toe begin kom die gangs uit. En hulle kom sit so by ons op hulle hurke. En een van ons manne sê vir een van hierdie 28's, hoe gaan dit? Hy sê, ken jy vir my? Hy sê vir hom, nee. Hy sê, moet nou nie vir my vrou dit gaan as jy my nie ken nie. Hy sê, wat maak jy? Wat maak julle? Wel, is julle polisie, is julle intelligensie, wat maak julle? Ons sê vir hulle, nee, ons is nie hier om enig van daai redes nie. Ons is hier omdat ons gehoor het van julle. Maar ons het geen idee wie julle is en hoe julle dink en hoe julle doen nie. Ons is hier om te kom, nie te kom uitvis nie. Ons wil net vir julle kom ontmoet en 'n aand saam met julle spandeer. Hy sê so, is julle 'n kerk? Ek sê ja, ons is 'n kerk. Hy sê okay. En hy maak daar 'n paar fluitte en goeters en skielik kom daar so 'n spannetjie uit, toe is dit nou die generaal van die area, netjies. Soet en taai, netjies. En sy bodyguards wat uitkom, kon sê alles is veilig. En deur die aand vind daar gesprekke tussen ons en hulle plaas, en ek kry die voorreg om saam met die gangleier so 2-3 ure te spandeer. En vir een of ander rede ag hy my toe nou nie gevaarlik en hy sê vir my, ek sal met jou deel, en ek kan my vrae vir hom vra. En hy sê vir my, het jy 'n werk? Ek sê ja. Hy sê, verdien jy inkomste uit daai werk uit? Ek sê ja. Hy sê, voorsien jy vir jou kinders en jou familie daardeur? Ek sê ja. Hy sê, ek ook. Jy verstaan dit net nie. Hy sê, my gang maak niemand dood nie. En dit wat ons by jou vat, betaal jou versekering uit. Hy sê, nie dink ons weet nie wat is dit nie. Hy sê, myne voorsien aan my gesin en my familie.
Ek sê vir hom, ek kan heeltemal insien wat jy sê, al stem ek nie met jou saam oor hoe jy dit doen nie. Maar ek kan heeltemal insien, vir die eerste keer in my lewe, kan ek insien dat dit is hoe jy dink. Hy sê, ons gaan tronk toe vir ons opleiding. Dan kry ons opleiding daarso, dan kom ons uit, en as jy nie in die tronk vir jou absoluut gedraad en jou spore getrap het nie, sal jy nie in 'n leiersposisie buitekant toe uitkom nie. Hy sê, dis 'n baie meer militêre stelsel as wat jy dink. Hoogs, hoë intelligensie, hoë militêr georiënteerd. Ek sê vir hom, ek hoor wat jy sê, ek ken nie die goed nie so, dis hoekom ek hier is. Luister eers, jy moet eers leer om te luister na iemand, voor jy invloed in sy lewe gaan hê. Eers hoe kan sê, vertel van my jou hart, dit help en jy kom net en jy druk jou vinger in iemand se neus en sê, ek gaan jou teregwys vandag nie. Julle klomp gangsters wat so skiet op mekaar, almal net doodmaak en waar gaan jy kom met iemand? Waar gaan jy kom met iemand? Waar gaan jy kom met iemand in ons gemeenskap wat seksueel anders georiënteerd is as jy, en net kom en sê, jy. Waar gaan jy kom? Jy sien, voor jy nie Jesus se liefde kom wys nie. En voor jy nie met 'n opregte hart voor iemand kan sit en sê, vertel my jou lewe nie. Vertel vir my jou storie. En daarom sal ek elke mens aanmoedig, as jy wil regtig verhoudings bou, vind uit, wat is die storie van die ander persoon? En vra, baie vra, totdat jy genoeg verstaan wat in iemand se lewe aangaan, sodat jy kan besef, daai persoon begin vertrou jou, stukkie vir stukkie, en dan gaan deure oop wat na jou oopgemaak word vir jou, wat jy nie hoef af te skop nie, en dan, wanneer dit in plek is, dan is iemand oop vir jou inspraak. En dis wanneer die woord begin kom, en infiltreer in iemand se lewe. Nie vanuit teregwysing, of oordeel, of verstoot, of verwerping, of enige van daai goeders nie. Dit kom vanuit 'n plek van, ek is lief vir jou. Daarom sê Jesus, as jy jou vrou wil lief hê, man, doen dit soos ek die kerk lief het, in my lewe vir haar afgelê het. Jy moet soms tweede kom, in die argument, om die hart te wen. Jy moet soms die fight verloor, om die hart te wen. Het werk anders as rugby in die ou dae. Jy kan die game verloor, maar jy moet nie die fight verloor nie. Nee, om Jan. In die koninkryk werk dit anderste. Jy moet die fight verloor, om die hart te wen, toe dit vir die Satan lyk, of Jesus die fight verloor, aan die kruis. En hy sterf. Toe kom die grootste oorwinning, van die Vaderhart, waar die menshart versoen word, met die Vadersin, en daar gedeel word, met die sondekomponent. En daai ou vertel vir my sy lewe op straat. En hy vertel vir my hoe groot geword het in 'n ouderlingshuis, en hy was net altyd die swart skaap, en hy vertel vir my alles, hy maak oop sy hart. En hy sê, as jy braaf genoeg is, kom weer, dan vat ek jou in die huise, in die smokkelhuise, en hy sê, dan wys ek jou hoe lyk demoniese aktiwiteit. Ek was baie jonk getroud op daai stadium, so ek was 'n bietjie skrikkerig om weer te gaan. Maar ek het daai aand geleer om verby te kyk by iemand se buitekant. Verby te kyk op my eerste oordeel op oogopslag. Op die buitekant van die boek. Om by iemand se hart te kom, en ek is so spyt, ek het nie teruggegaan na daai klomp toe nie. En so 'n paar jaar jonger is ek gewees. Maar daar was 'n koneksie. Daar was 'n koneksie tussen my blanke mannetjie en 'n hardcore krimineel, wat sy harte eintlik presies dieselfde is. Een is net vasgevang in 'n ander wêreld, en hy sê vir my, ek gaan heel waarskynlik nie 30 in my lewe sien nie. Hy sê dit. Hy sê, die prys wat ons betaal, om in hierdie kringe te beweeg, is jy word éventueel uitgehaal, sodat 'n volgende een kan inkom. Dis hoekom ek soveel beskerming langs my moet hê, want dit is net vir 'n tyd lank wat ek dit kan doen. Dan betaal ek met my lewe daarvoor. Is dit nie wat Jesus gedoen het nie? Praat jy van die kriminele aktiwiteite, my vriend? Praat jy daarvan, ek sal nooit kriminele aktiwiteit goed praat nie, nooit. Maar is dit nie wat Jesus kom doen het? Deur met sy lewe die prys te betaal, sodat ek en jy vryheid kan hê nie, en verlossing kan hê nie.
Daai ouetjie het my in die ding gesit. Geweldig in die ding gesit. Hy sê, jou lewe is van 8 uur in die oggend tot 5 uur in die aand. My lewe begin as dit donker word. En eindig as dit lig word. Dan gaan slaap ek. Ons lewe in 2 verskillende wêrelde. Upside down kingdom. Ek sê nie, enigiets van sy lewe is my ervaarbaar, maar ek het die evangelie vir hom gebring daai aand. Ek het vir hom gesê, my broer, daar's 'n koning wat jou kan verlos. En hy trane by daai hardcore mannetjie se oë uitgeloop. Net vir my gesê, ek is ongelukkig, te diep in. Ek is te diep in. Ek kan nie hier uit nie. Vir hom gesê, ek wens jy kan die keuse maak vir Jesus. Hy sê, ek weet alles van hom. Maar ek het die duisternis gekies. Hoor mooi. Ek het die duisternis gekies. Hou dit in gedagte wanneer ons kyk na Judas se lewe. Hy het die duisternis gekies. Hy was gekies deur Jesus. Maar hy het die duisternis gekies. Kom ons lees verder. Johannes 12. Ek wil eers gou kyk na, ja, kom ons lees Johannes 12 is reg, as nie foute nie. Johannes 12, vers 4. Johannes 12 vers 4. Kan julle my almal hoor? Is dit duidelik? Moet ek harder of sagter maak? Is reg? Ek gaan sommer die stukkie lees, want dit is vir my belangrik. Vat sommer van vers 1 af. En Jesus het die 6 dae voor die Pasga na Betanië gekom, waar Lazarus was, wat dood gewees het, en wat hy uit die dode opgewek het. Okay? Was Judas Iskariot by die opwekking van Lazarus? Het hy dit gesien? Het hy die wonderwerk beleef? Yes. Hulle het toe vir hom daar 'n maaltyd berei en Martha het bedien en Lazarus was een van die wat saam met hom aan die tafel was. Die dooie, nou weer lewende, sit aan die tafel. En Maria het 'n pond egte baie kosbare nardesalf geneem en dit op die voete van Jesus en die voete van Jesus gesalf en sy voete afgedroog met haar hare en die huis is vervul met die reuk van die salf. Toe sê een van sy disippels, Judas Iskariot, die seun van Simon, wat hom sou verraai, waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie? Die bedrag van 300 pennings was ongeveer gelykstaande aan 1 jaar se lone. 1 jaar se inkomste. En dit het hy gesê nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy 'n dief was en die beursie gehad het en die bydraes geneem het. Toe sê Jesus, laat haar staan, sy het dit bewaar vir die dag van my begrafnis, want die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. En 'n groot menigte uit die Jode het verneem dat hy daar was en het gekom en nie alleen ter wille van Jesus nie, maar ook om vir Lazarus te sien wat hy die dode opgewek het. So daar sien jy maar net die voorbeeld van hoeveel mense hardloop agteraan om iets te sien. Maar dis nie regtig om Jesus te sien. Dis om te sien oor wat hy gedoen het. Pas op vir daai spannetjie wat net wonderwerke aan jou wil verkondig. Maar Jesus is nie regtig daar nie. Kyk, ons lees verder. Kom ons lees gou Matteus 26. Vers 14 tot 16. Matteus 26. Vers 14 tot 16. Dis nou Jesus voor Pilatus en hy het hom
op geen enkele woord geantwoord nie, dis Jesus, sodat die goewerneur hom baie verwonder het. En op die fees was die goewerneur gewoond om een gevangene, die wat hulle wou hê, hy moet loslaat, te los. En in daardie tyd het hulle 'n berugte gevange gehad met die naam van Barabbas. Ons het verlede 2 weke terug oor hom gepraat, nê? Nadat hulle dan byeengekom het, sê Pilatus vir hulle, wie wil julle hê moet ek loslaat? Barabbas of Jesus wat genoem word die Christus? Hou dit in jou hart. Dan lees ons net verder vanaf vers 21. Toe antwoord die goewerneur en sê vir hulle, wie van die twee wil julle hê moet ek loslaat? En hulle antwoord, Barabbas. Pilatus sê vir hulle, wat moet ek doen met Jesus wat genoem word Christus? En hulle sê almal vir hom, laat hom gekruisig word. En die goewerneur sê, watter kwaad het hy dan gedoen? Paul lees 100% verkeerd. Ek is by 27, nê? Maar Barabbas speel ook 'n rol, soos hoekom ek nou verkeerd gelees het. Barabbas speel 'n belangrike rol. Ek is net by verkeerde kant, 26. 26 vers 14 tot 16. Toe gaan een van die 12 met die naam van Judas Iskariot na die owerpriesters en sê, wat wil u my gee en ek sal hom aan u oorlewer? En hulle het vir hom 30 silwerstukke geweeg en van toe af het hy 'n goeie geleentheid gesoek om hom Jesus oor te lewer. En in vers 21, en terwyl hulle eet sê Jesus, voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Toe word hulle baie bedroef en begin elkeen van hulle begin aan hom te vra en te sê, is dit miskien ek, Here? Toe antwoord Jesus en sê, hy wat saam met my sy hand in die skottel insteek, hy sal my verraai. Die seun van die mens gaan wel heen, soos daarvan hom geskrywe is, maar wee daardie man deur wie die seun van die mens verraai word. Dit sou vir hom goed gewees het, as daardie man nie gebore was nie. En Judas, wat hom sou verraai, antwoord en sê, is dit miskien ek, Rabbi? Hy antwoord hom, jy het dit gesê. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels. Toe neem hy die beker en hy bedien hulle mos toe nou met die nagmaal. Daar's ook 'n vertaling wat praat van die Engelse vertaling wat praat van die gedoopte brood, die een aan wie ek die dipped bread gee. So daar was 'n Hebreëse kultuur dat as jy brood dip in 'n spesifiek, ek weet nie of dit olyfolie was spesifiek, maar as jy dit dip in iets en jy bied dit vir 'n broer aan, dan sê jy daardeur, hulle noem dit the offer of friendship. En die offer of friendship steek jy uit om te sê, ek ag jou gelyk aan my. Die offer van vriendskap, respek en lojaliteit is die 3 dinge wat vasgevang is binne in wanneer jy gedoopte brood vir iemand gee. En Jesus gee dan nou die brood vir Judas. Met die wete, ek bied my lojaliteit vir jou aan, my vriendskap. Wat gaan jy daarmee doen? Dit is ook in Johannes 13 van vers 26. 13 vers 26 af. Dit in die sous gedruk. Ja, dit staan nog al hier by my ook. Ek het dit nog net nie gelees nie, baie dankie Joa. Johannes 13 vers 26. As ek alweer by Matteus, jy. Johannes 13:26, Jesus antwoord, dit is die een aan wie ek die stukkie sal gee as ek dit ingedoop het. Ja, okay. En toe hy die stukkie ingedoop het, gee dit aan Judas Iskariot, die seun van Simon. En nadat hy die stukkie geneem het, het die Satan in hom ingevaar. En Jesus sê vir hom, wat jy doen, doen dit haastig. Maar waarom hy dit vir hom gesê het, het niemand van die wat aan tafel was verstaan nie. Want sommige het gedink, terwyl Judas die beurs gehad het,
dat Jesus vir hom sê, koop wat ons nodig het vir die fees, of dat hy iets aan die armes moes gee. Toe die stukkie geneem het, het hy dadelik uitgegaan, en dit was nag. Dit was donker. Dit was in die duisternis. Ek het soveel skrifte hier neergeskryf wat ons moet deurwerk, so ek gaan party van hulle net aan julle noem, anders gaan ons nooit deur alles kom nie. Matteus 16, Johannes 13:26 het ons nou gelees, wat hy die stukkie ingedoop het en hom gegee het, maar in Matteus 16:23 staan daar, Matteus 16:23, die gedeelte wat die belydenis van Petrus, waar Jesus vir hom sê, waar Jesus vir die disippels sê, ek gaan gekruisig word, maar toe neem Petrus hom een kant op sy en begin hom bestraf en sê, mag God dit verhoed, Here, dat dit u nooit sal oorkom nie, maar Jesus het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van mense. Wat sien ons hier? Ons sien twee gevalle, waar twee disippels eintlik voor presies dieselfde keuse gemaak word. Petrus sê vir Jesus, dit wat u sê gaan nie gebeur nie. Jesus spreek nie vir Petrus aan, hy spreek die Satan aan. Hy sê, Satan kom agter my. En indirek sê hy vir Petrus, jy weet nie waarmee jy besig is nie. Jy is nie besig met God se wil nou nie, jy is besig met jouself, en as jy met jouself besig raak en wat jy wil hê, dan gaan die Satan wen. Hy sê presies dieselfde vir Judas, toe hy vir hom die brood aanbied. Hy bied vir hom die vriendskap aan, hy bied vir hom die geleentheid aan, en as jy Judas se lewe gaan bestudeer, ek sal al hierdie skrifte vir julle WhatsApp as julle wil hê. Maar dit is so maklik deesdae met navorsing, om net vir die internet te sê, gee vir my alle tekste, wat gaan oor Judas Iskariot, wat gaan oor die disippels, en regtig as jy dit nou volledig wil doen, vat sommer net die 4 evangelies en lees dit 'n slag weer deur. En kyk jy by hoeveel geleenthede, waar Judas Iskariot kom, kry hy die geleentheid om te kies. Jesus gee hulle die geleentheid om te sê, hier is die mag, gaan uit. Judas gaan uit saam met die ander 11, hulle 12. Hulle doen die dade wat Jesus hulle sê om te doen, dryf die duiwels uit, maak die siekes gesond. Judas beleef dit. Hulle is by toe die 2 visse en die broodjies. By die menigte, 2 keer beleef hy dit. Hoe brood vermeerder word en mense gevoed word. Judas is by die ander. Hy kan kies wat hy wil glo. Hy kan kies wat hy wil hoor. Jesus stel vir Judas aan in 'n posisie om die besie te hanteer, om dinge aan te koop en die geld op te neem wat mense bring. Noem maar dan nou die kollekterings, maak vir Judas die diaken. Jesus kies om in hom te belê. Jesus kies om vir hom al die geleenthede te gee om te sien wie hy is. Judas kies om hom te verraai. Het die Satan in hom ingekom voor of na hy die keuse gemaak het? Jy sien, ons kyk na Saul, en dan sê die Bybel, God het 'n bose gees in Saul ingestuur. En almal sê, wel alles jy begin oplees en ouens question wat ateïste is. Ja, kyk hier, wat doen God? Dan sê ek, kyk na Saul se lewe. Kyk hoe het Saul koning geword, die mens se keuse. Kyk of Saul ingestap het in die koningsposisie omdat God hom daar wou gehad het. Kyk na elke keuse wat Saul maak. Is dit vir homself of vir die mense? Kyk 'n bietjie hoe lyk Saul se keuses. Kyk 'n bietjie hoe lyk Saul se vrye wil wat hy aan die dag lê. En dan kyk jy 'n bietjie of waaroor Saul se berou gegaan het. Ek is jammer, ek is uitgevang.
Ek is jammer, ek gaan my posisie verloor. Nie ware berou, soos wat Dawid berou toon oor sy foute nie. Dawid se foute is nie minder, inteendeel, Dawid se foute is heel waarskynlik baie groter as Saul se foute. Maar Dawid kom in ware berou voor God oor sy foute, nie Saul nie. Daarom kan Dawid herstel word in sy posisie. Petrus dieselfde. Wat doen Petrus anders as Judas? Verduidelik jy vir my die grootste verskil tussen verraai en verloon? Ja, dit is so naby aan mekaar, die twee wat hulle doen. Maar Jesus sê vir Petrus, toe hy hom weer by die vuur kry, nadat Petrus terughardloop, in berou, en Petrus in sak en as besef, wat het ek gedoen? Judas het ook besef, wat het ek gedoen? Maar Petrus, toe hy terugkom, en uit die boot uitspring en uitswem, en hy besef as Jesus, en Jesus sit daar so, en hy maak vir hom kos, toe sê Petrus, ek het vir jou gebid, dat jy sal bekeer, dat jy sal terugdraai. Ek laat my nie vertel, Jesus het nie vir Judas ook gebid nie. Ek laat my nie vertel, Jesus het nie 'n hart vir Judas gehad, net soos hy 'n hart gehad het vir Petrus nie. Want Jesus is nie 'n aannemer van persoon nie. Hy is 'n liefhebber van siele. Maar Petrus kies om terug te draai, Judas nie. En ek gaan as ons uitkom by die sweepslag, dan gaan julle sien watter openbaring dit vir my is, en ek hoop dit val in jou hart dieselfde. Oor hoekom, grotendeels hoekom. Maar is altyd 'n keuse, 'n vrye wil. Wat gaan jy kies? En die Here Jesus het nie 'n behaag in robots nie, my geliefdes. 'n Robot is geprogrammeer om 'n sekere ding te doen. Jou selfoon is 'n robot. Dit doen sekere funksies wat jy vir hom gee. As jy vir 'n kalkulator sê 1 + 1, dan gaan hy nie vir jou 'n ander som gee en hy gaan vir jou sê 1 + 1 is gelyk aan 2. Hy is geprogrammeer om dit te doen. Hy het nie 'n keuse, hy moet uitvoer wat jy vir hom sê, maar nie ek en jy nie. Ons is die kroon van God se skepping en hy gee vir ons 'n vrye wil. Dis die grootste geskenk ooit. Kies wat jy wil hê. Ek plaas voor jou lewe, dis Christus, sy karakter, sy denke, sy natuur. En die wêreld, jou vlees, jou begeertes, jou instinkte. Ja, maar God het my so gemaak. Ja, hy het jou geskep om daardie goed ondergeskik te stel aan hom. Dis nie 'n sonde om iets te dink en waar kom dit vandaan? Ek is 'n sondige. Nee, dis jou vleeslike natuur wat besig is met jou, maar jy moet dit ondergeskik stel aan die Gees. Daarom gaan ek so te kere oor die doop. Vergeet gou vir die kerkdebatte daaroor. Die doop is die teken waar ek myself ondergeskik stel. Waar ek een word met Christus in sy lewe, in sy dood, in sy sterwe, in sy opstanding, sodat sy Gees beheer kan neem oor my, sodat ek kan hoor, hier is die pad, loop hier langs. Wat beteken dit? Hier's 2 paaie om te kies. Dood en lewe, hier's die lewe stap hier langs. Hou op om ander mense te blameer vir die seer in jou lewe. Elkeen het 'n keuse uitgevoer. Partykeer willens en wetens, ander keer nie. Maar sekere keuses veroorsaak die situasies waarin ons kom. Joune of ander mense sin. As dit ander mense sin is, vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. As ons nie kan begin stap soos Jesus gestap het, waartoe is ons op pad? Raak ons ook maar net Christene in naam, in label, in teken op die vormpie Christen. Maar in doen en late, missing. In leefstyl, missing. In gesprekke in privaatheid waar niemand ons sien nie, missing. Dis Judas. Jy gaan nou sien hoekom. Hy kan saam praat, hy kan saam loop, hy kan saam beleef, hy kan alles saam doen, maar in sy hart leef iets anderste. As gevolg van die besluite wat hy maak. En die besluite
wat jy maak. En daai gedagte wat inkom, as hy nie gevangene geneem word nie, begin hy loop. En hy begin word 'n idee wat uitvoerbaar is, en as jy hom implementeer, dis wanneer die uitkoms plaasvind, wat die dood bring na jou kant toe. Want die loon van die sonde is die dood. Jy sal dood beleef in daai saak. Ek sê nie jy gaan dood neerval nie. Ek sê dit in daai saak wat jy besluit maak vir die duisternis, sal die uitwerking van die duisternis negatief wees in jou lewe en in ander se lewens. En jy het hy besluit gemaak, hou op die vinger wys na iemand anders. Neem verantwoordelikheid vir jou besluite. Omdraai is ook 'n besluit. Wegdraai is ook 'n besluit. Stop is ook 'n besluit. Net soos wat aanhou en aanhou en aanhou en regverdig dit en sê dis oukei en ander mense doen dit ook. Dis alles ook besluite. Judas maak hy besluite. Psalm 41 vers 10, jy hoef nie nou daartoe te gaan nie, wys net na hoe 'n getroue vriend jou in die rug kan steek. En hoe die psalmskrywer daarvan skryf. En ek wil vir jou sê, as jy nog nie die soen van Judas in jou lewe geproe het nie, as jy nog nie iemand wat bitterlik naby aan jou beweeg, wat jou in die rug steek gevoel het nie, dan verstaan jy nog nie wat dit is om liefde te kies binne verwerping nie. Daai pyn, daai seer wat dit is, hoe is dit moontlik? Die beste fliek wat ek ooit daaroor gesien het, die beste scene uit die fliek uit, was 'n gedeelte in Braveheart, waar hy daai pad aangaan met daai Skotse koning, om hom te help in die oorlog, en hoe daai ou hom verraai en saam met die Engelse koning gaan, en op die oorlogsveld, dan ruk hy sy helm af, en dan sien hy, dis sy vriend, met wie hy 'n pakt aangegaan het, wat hom in die rug gesteek het, en daai wat hy so terug gaan sit, en sy oë, die besef, hoe is dit moontlik, dat jy my kon uitlewer. Dit is wat 'n kus van Judas in jou lewe kom doen. Ons vertrou maklik. Ons aard is om te vertrou. En is goed om te vertrou. Jy kan nie die hele tyd almal wantrou en almal se gedrag die hele tyd bevraagteken nie. Maar as daai kus van Judas kom, 'n soen, is 'n baie intieme, persoonlike ding. 'n Soen is nie gemaak om te verraai nie. 'n Soen is gemaak om te aanvaar. Maar as jy dit beleef, kry daai wrok uit jou hart uit. Kry vir hom uit, want as daai wrokkie uit jou hart uitkom, gaan jy sukkel met liefde vorentoe. Jy gaan sukkel met vertrou vorentoe. Jy gaan almal distrust as gevolg van een persoon wat so naby was en wat seer gemaak het. Vergewe en beweeg aan. Anders kom Judas in jou lewe in en hy vernietig alles. Daai karakter van verraai. Kom liewer by 'n Petrus in Jesus geval, waar jy dit kan uitsorteer en sê, ja Here, ek was verkeerd, of ja Here, of Jesus kon sê, ja Petrus, ek weet wat jy gedoen het aan my. Ek het dit voor die tyd vir jou gesê, dit gaan gebeur, voor jy aan kry, gaan jy dit 3 keer doen. Ek het geweet, dit gaan gebeur, ek is God. Maar ek het vir jou gebid, beteken ek het jou klaar vergewe, man. Ek het vir jou gebid, jy sal terugkom, jy gaan 'n belangrike rol in die koninkryk speel. Moenie jou koninkryksmissie op hierdie aarde en jou doel verloor, omdat jy sit er vasgehou in gister se wonde met mense nie. En as jy raai voor Okas en dan ry jy sommer verby, jy stop nie. Jy sal later terugkom, want jy gaan nie saam met daai ou in die winkel in nie. Ry oor ons. Ja. Jou gesig raak so rooi, as jy daai mens sien. Want ek weet wat hy gedoen het. Ja. Ek het die voorreg om saam met baie mense stap, weet jy hoeveel boedel kwaad is hier in hierdie vallei. Boedels wat afgehandel word, en dit wat ek moes kry en nie gekry het nie, en dit wat daai moes kry en nie gekry het nie. Ok, nou is ons nog net besig met ou Judas. Judas lewer vir Jesus uit, Jesus word gekruisig, en dan kan jy nou self gaan kyk daar aan die einde van Matteus en Lukas en Johannes, hoe daar 2 weergawe is van Judas is dood, maar Judas is dood, en of hy die 30
muntstukke wat hy wou terugvat en die priesters sê, ons gaan nie veel teruggee nie, by the way, 30 stukke silwer, was, as jy in Exodus gaan kyk, wanneer 'n slaaf gesterf het, as 'n bees, hulle praat van stoot daar so, as 'n bees stoot met sy horings, as hy stamp, en 'n slaaf sterf, dan moet die een eienaar vir die ander eienaar 30 stukke silwer uitbetaal. Dis die loon van 'n slaaf se lewe. Jesus word verloon en verraai en gedood vir die loon van 30 stukke silwer. Sy lewe word gewaardeer. Sy lewensversekering is 30 stukke silwer. Hoekom? Want hy het nie gekom om 'n aardse koning te wees nie. Hy het gekom in die gestalte van 'n diensknegt, die gestalte van 'n slaaf, sodat hy deur sy sterwe die oneindige, onbepaalde bedrag, ontelbare bedrag wat skuld is teen ons naam, kan afbetaal vir ons. Maar in die mens se oë was dit werd. En in die verraaier se oë en in die wat hom uitgelewer het, jy kyk net na Judas. Judas was net die puppet vir die skrifgeleerdes. Judas was net die finale, deurslaggewende spyker in die doodskis wat die skrifgeleerdes nodig gehad het om Jesus uit te lewer. So hulle het hom gewaardeer vir 30 stukke silwer. Dis al wat hierdie ou vir ons werd is. 30 stukke silwer. Sodat ons hom net uit die pad uit kan kry om aan te beweeg met godsdiens. Om aan te beweeg om mense vas te hou in godsdiens waar ons hulle kan beheer. Judas was net die perfekte tool in hulle hande om te gebruik. So, ek raak al meer opgewonde hoe nader ons kom. Yes. Ja. Dis wat hy werd was. Ja, absoluut. En is lieflik om te gaan kyk, want as jy kyk na iemand soos Judas Iskariot se lewe, ek vra sommer ek is nie skaam om te sê nie. Dis vir my heerlik om navorsing te doen op die internet. Want die internet help jou met baie goed. So ek sê sommer vir hom, bring vir my al die skrifte oor Judas se lewe, maar gee ook vir my die profeseë wat in Judas se lewe vervul is, Ou Testamenties. Dan kan jy gaan terugblaai. Dan gaan jy gaan kyk na Psalm 41. Daar's 'n klomp, waar is hulle? Ek gaan vir jou lees. Ou Testamentiese profeseë. Sagaria 11 vers 12 tot 13 sê, toe sê hy vir hulle, as dit goed is in julle oë, gee my loon, en so nie laat dit dan bly, en hulle het my loon afgeweeg, 30 stukke silwer. Maar die Here het vir my gesê, gooi dit na die pottebakker, die pragtige prys waarmee ek deur hulle gewaardeer is. Eintlik sarkasties. Maar ek het nou sommer net vir interessantheid gegoogel, dit is $340 in vandag se tyd, min of meer. Hulle praat van die prys van 'n slaaf. Soos jy nou sê, so as ek dit nou vinnig som maak, is R6.500 omtrent waarvoor hy Cheap. Ja, basically. Cheap. Maar Sagaria se profesie is dat die geld teruggegee gaan word en dan gaan dit gegooi word na die pottebakker toe. Wat gebeur in Judas se lewe? Toe hy terughardloop na die fariseërs toe om die geld terug te gee, toe sê hulle, wow, ons wil hier niks te doen nie, hoekom nie? Dis nou bloedgeld. Dit het nou iemand se lewe gekos. Ons kan nou niks daarmee maak nie. Toe gooi hulle dit waantoe? Na 'n stuk grond toe wat behoort aan 'n pottebakker. En hulle koop 'n stuk grond. En niemand wil daai grond, enigiets met daai grond te doen nie, want dis bloedgeld en bloedgrond. So wat is vandag daar? Grafte. Grafte. Daar is net dood. Die uitkoms van die keuses wat Judas maak, die uitkoms daarvan is dood op dood op dood op dood. Nie eers Hebreërs wat daar wil begrawe word nie, net foreigners, net uitlanders word daar begrawe. Niemand wil met die dood iets te doen hê nie, maar steeds is dit die keuses wat mense maak wat dit bring. Slegte Judas. Judas, geliefde, as ons nie vandag uitkom
by wat die werklike probleem in Judas se hart was nie, dan mis ons dit. Nou kom ons by 'n plek waar ons vra, het Judas 'n keuse gehad of nie? Is Judas deel van die uitverkiesing, menende Judas is uitverkies voor die grondlegging van die wêreld om hierdie posisie te beklee, sodat die Messias uitgelewer kan word, sodat die Messias sterf. Hy moes net die job doen. Dankie, jou job moes doen, bye, gaan hel toe, vir die res van jou lewe. Is dit? Dis versigtig vir die antwoord, want die antwoord is ja, maar. Jy kan nie die antwoord net ja antwoord sonder om nie 'n stertjie by te sit en te sê, alhoewel God weet, elke keuse wat jy gaan maak, voor die grondlegging van die aarde het God geweet, elke keuse wat Judas gaan maak, het God nie een van Judas se keuses beheer nie. Anders moet hy my en jou vrye wil overrule. En as hy ons vrye wil overrule, vat hy ons vermoë weg om te kies tussen lewe en dood. So hy het geweet, elke keuse wat Judas gaan maak, gaan perfek in 'n rol pas, wat hy moet speel by die Messias, en hy moet deel wees van die 12, hy moet so naby wees, om hierdie rol te kan vervul. So hy kan alles ten goeie laat meewerk in jou lewe. Selfs die slegte goed wat Judas kies, werk ten goeie mee vir my en jou. Maar dit maak nie een van Judas se keuses en enige keuse wat jy maak vir die duisternis reg nie. Die Here weet net wat jy gaan kies en kan dit ten goeie laat meewerk, maar hy beheer nie vir jou nie. En definitief is dit nie 'n geval van, staan 100 mense, 50 word gekies voor die grondlegging van die wêreld om hel toe te gaan, en 50 word gered nie. Maak nie saak wat jy doen nie. Ek sal nie onder daai lering submit van uitverkies om dood te gaan of uitverkies om lewe te ontvang nie. Ek sê uitverkies in Christus. Yes. Wat kies jy terug? Kies jy lewe? Dan gaan jy lewe ontvang in Christus. Kies die dood te gaan voort in jou aardse lewe. En die loon van die sonde is die dood. Dis jou keuse. Niemand forceer jou soontoe nie. Alle mense is op pad hel toe. Die Here Jesus skep vir ons 'n pad uit. Kies die lewe. Hy wat die seun het die lewe, sê 1 Johannes. Hy wat nie die seun van God het in hom nie, het nie die lewe nie, en hy verwerp die lewe. Dis 'n keuse. Verwerping is 'n keuse. Ek kies teen Jesus, anti-Christ. Dis nie net 'n persoon nie, dis 'n gees. Dis 'n besluit om iets te doen. Ek en jy het die spasie in ons wat God skep vir homself. Ons noem dit die gees van die mens. En ek kan sê, Here Jesus, kom woon hier. Dis 'n keuse wat ek maak, kom woon hier. Jesus verduidelik dit van Nikodemus, wedergeboorte moet plaasvind, die Gees moet hier kom woon, sodat jy kan verstaan, Nikodemus, dit werk nie op die sinagoge se reëls nie. Want die Gees waai vir jou waar hy vir jou wil hê. Maar jy moet kies om hom te volg, om hom lief te hê. Of jy kan 'n ander gees innooi. So geliefdes, ek vra vir jou, wat was in Judas se hart? Want as Jesus volledig in Judas se hart was, sou sy keuses anders gelyk het. Dit is baie belangrik wat jy sê, en dis die dilemma, is ons lewe in 'n wêreld wat 'n God van liefde sal nie mense laat verlore gaan nie. God van liefde, dis hoekom jy kan maak wat jy wil. Matteus 7 sê, nie almal wat sê Here, Here sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, net hulle wat die wil van die Vader doen. Baie sal sê, Here, het ons nie in U naam duiwels uitgedryf, siekes gesond gemaak en wonders gedoen nie. Sê Jesus, ek ken julle nie. Met wie praat hy dan? Heidene? Kerkmense? Gelowige mense? Die 5 meisies, 10 meisies, 5 het olie, 5 het nie olie nie. In Openbaring met die gemeente, was julle maar warm of koud, maar nou dat julle lou is. Iewers moet jy by 'n punt in jou lewe kom dat jy die besef dat ek het aan die kruis saam met Christus gesterf, ek het 'n nuwe identiteit na die kruis.
En ons moet die verantwoordelikheid vat van daai identiteit en begin lewe volgens sy identiteit. En Judas het daai identiteit reg voor hom gehad, die hele tyd. Is julle reg vir die sweep? Kan ek net iets sê? Asseblief. Daar's een ander ding wat ek wil byvoeg wat Hubert nou gesê het. En dit is hierdie, ek weet nie wat die Afrikaanse woord, fallacy, die verkeerde oortuiging dat as jy eenmal gered is jy altyd gered. En dis 'n kalvinistiese siening wat nie waar is nie. Ek kan my redding verloor. Once saved, always saved teenoor, jy kan jou redding verloor. Ja. Kyk, om broers, daar's baie ouens wat jou gaan verskil daaroor, maar ek verstaan, dis 'n groot debat daar buite, en Judas word ingetrek in daai debat. Dis reg. Judas word ingetrek in daai debat. Nou, ek wil net gou vir julle die sweepslag bring, wat ek dink vir my 'n ontsaglike openbaring was rondom Judas. En wat miskien een van die ander stories in die Bybel baie meer perspektief vir jou gaan gee, soos wat dit vir my het. En as jy met my verskil, asseblief, kom geskil met my. Ek het geen probleem daarmee nie. Kom ons blaai na Matteus 6 toe. 6, Matteus 6. Vers 19. Matteus 6 vers 19. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. OK? In Johannes 12 word Judas beskryf as wat? Dief. Julle het dit gesien. Hy het nie gesê die olie moet verkoop word en die geld moet vir die armes gegee word omdat hy 'n hart vir die armes gehad het nie. Hy was 'n dief. Daar was iets anders wat sy hart geregeer het. Kom ons lees. Want waar julle skat is, daar sal julle hart wees. Waar was Judas se skat? Wat was Judas se skat? Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees, maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker of duister wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Sê gou vir my, wat het gebeur? Wat het Judas gesien in Johannes 12? Wat het hy vir ons geopenbaar van sy karakter in Johannes 12? Met die olie, die verkoop van die olie, en die vrou wat al hierdie goed uitmors. Wat het sy oog gesien? Talk to me. Geld! Sy oog het geld gesien. En hy kon nie na die geld kyk, soos wat die koninkryk na die geld kyk, nie uit na die geld sal kyk, omdat hy 'n dief was vanuit die karakter van, wat is 'n dief? Sê, steel, slag, verwoes. Myne. Jy moet van die manuskripte gaan kyk 'n bietjie na die Griekse en die Hebreëse oorspronge. Is lieflik, maar is maklik, jy laai vir e-sort af, of jy laai vir jou Enduring Word of Blue Letter Bible, almal van hulle gee vir jou die oorspronklike Grieks en Hebreëus. Daar staan, in die oorsprongtaal staan daar, hy was nie besorg oor die armes nie. Hy het die beursie gedra waarvan hy vir homself gereeld geneem het. Jesus het geweet om hierdie ou aan te stel in 'n posisie waar hy sy eie karakter gaan bekend maak. Uit vrye wil uit. Hy kon saam dans, Judas, met alles wat daar buite gebeur. Hy kon by wees as die bose geeste uitgedryf word. Hy kon by wees as die vermeerdering van dinge. Hy kon by wees as mense gesond gemaak word. Hy kon alles sien, maar op die kruks, toe die een groot probleem in sy hart geopenbaar word, toe kan hy nie staan nie. Hoekom nie? Luister maar. Niemand kan twee here dien nie. Klappie sweep. Niemand kan twee here
die nie. Want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon saam dien nie, Judas. Judas se liefde vir geld was groter as sy liefde vir hierdie man, Jesus. Wat was die ware probleem in Judas se hart? Mammon. Die liefde vir geld was groter, was vir hom 'n groter God. Daarom was daar nie plek in sy hart vir Jesus nie. Geliefdes, verlede week het ons gepraat oor gierigheid, besef julle? Ek het daai preek uitgestuur, dalk 'n bietjie te laat. Noem uitgestuur, waar ons gepraat het oor wat gierigheid doen en hoe gierigheid teengestaan moet word. Maar dis asof die Here hierdie week vir my 'n cherry op die koek kom sit om te sê, Judas se val was sy liefde vir geld, al het hy so naby aan die koninkryk gestap vir 3 jaar. Geld is nie die probleem nie. Die liefde daarvoor is. En as 2 komponente tot gierigheid, ons het al met mekaar daaroor gepraat. Die 2 belangrike komponente van gierigheid, waar is my skryfgoed? Die probleem met Mammon is 'n liefde. Dis nie geld nie, dis 'n liefde vir geld. En daai ding kom uit in gierigheid. En wat doen dit as 'n karaktereienskap in Judas se lewe? Dit overrule dit wat Jesus daar, dit overrule die profesie wat besig is om uit te speel van die vrou wat hierdie olie gebruik om sy liggaam te salf, soos wat 'n liggaam gesalf word vir 'n burial, vir 'n begrafnis. Hy kan dit nie sien nie. Hy kan nie besef dat Jesus al vir Petrus gesê het 'n tydjie terug, ek gaan moet sterf nie. En hy kan nie besef dat Lazarus wat nou aan die tafel saam met hom sit, wat 'n dag of wat terug opgewek is uit die dood uit, 'n profesie is van hoe Jesus moet sterf en opstaan. Hy kan dit nie sien nie, want gierigheid en die liefde vir geld, Mammon, is te sterk in sy hart. Hy is possessed met geld. Maar dit is ook soos, die duiwel is 'n klekkie, en ook lewe en alles, maar hy gaan ook hierdie krake. So hy sien sy hart. Hy sien sy hart. En hy gee vir hom absoluut die reg om in te gaan en die ding. En wie kies dit, Marina? Exactly. Judas kies dit self. Hy kies die duisternis. Johannes sê, en hy het ingekom as die lig, maar die mense het die duisternis liewer gehad as die lig. Judas het die duisternis liewer gehad, daarom het hy die oop deur vir die Satan gesê, en die Satan gesê, perfek, ek kan dit gebruik. Die krag van Mammon is sterker as wat jy dink. Die liefde vir geld is 'n groter afgod as enige een ander daar buite. Dit vernietig meer mense se lewens, dit vernietig meer bedienings as enigiets anders. 9 uit 10 godsmanne val, omdat hulle rein begin in die Here, solid is in die Here, en as die bediening begin groei, in plaas van uitstuur, hou hulle vas. Hoekom? Want as ek vashou, val daar meer sente, val daar meer hande, dit kom. En op 'n stadium, dan verswelg dit die man van God se hart, wat die woord suiwer moet bedien. Sy liefde vir geld raak meer as sy liefde vir God. Julle almal ken sulke stories. Daarom moet jy bid vir my. Net dat ek naaste my al die versoeking het. Maar, jy bid vir my. Daar waar ek in die koninkryk beweeg, dat my hart sal vry bly van Mammon, die liefde vir geld. En ek moet net vinnig, vir iemand het nou sy hand opgesteek hier, so, sal nou kom. Ek moet net vinnig hier 2 goed sê, voor ek vergeet.
Gierigheid het twee kante, die liefde vir geld, mammon het twee kante. Die een is nog meer en nog meer en nog meer by mekaar maak. Lukas 12, as ek reg onthou, het ons gister vir mekaar, of vorige keer vir mekaar gesê, dink is Lukas, is hy nou af hierso? Lukas 12. Ek het gesien, Lukas 12 vers 13 tot 31. Gaan oor die ou wat gesê het, wat moet ek met hierdie groot oes maak? So ek sal alles verkoop en my skure afbreek en my groter skure bou, dat ek net by mekaar kan maak, net nog en nog en nog, en sodat ek rustig kan aftree, en alles vir myself kan, en jy het so baie om te geniet, en die Here sê vir hom, jou ryk dwaas. Jou ryk dwaas, gaan lees Lukas 12, asseblief gaan lees hom, baie min mense het hom al gelees, is nie lekker ding om te lees nie, want daar staan, om nog meer, en nog meer, en nog meer, en nog meer by mekaar te maak, net plus net soveel as moontlik. En daai ou sê nie een keer in sy gelykenis, ek sal uitdeel, want ek het so baie nie, nee, want dis myne, dis gierigheid. Die ander kant van gierigheid, is jy dink, jy het 'n plus minus, jy dink jy, ja, dis okay, is genoeg, maar, ek is so synig, my hand is so toe, ek kan nie van dit wat ek het, uitleen nie, vir niemand niks gee nie, ek kan niks doen nie, my hand is so toe, want sal ek dan eendag genoeg hê? Die een wil net spaar, die ander wil net groter maak. En die een van daai twee se hart, is by die Here, en die albei se hart, is vasgevang deur mammon. Daarom toe Judas daai 300 sien, toe kan hy nie anders nie, sy hart is 100% gerig op daai 300 stukkies geld, en hy sê, die geld wat die arm is, maar ek lieg eintlik vir myself, want ek kan sê, bring dit hier na my toe, sodat ek daarvan in my eie sak kan sit, waar niemand sien nie, want hy was 'n dief. Hy was possessed met geld. Die liefde daarvan is mammon. Dit is vir my die sweepslag, en die Here sit 2 weke in 'n ry, sit hy hierdie woord op my hart, wat gaan oor gierigheid, en die teenpool van gierigheid is, wees tevrede met wat jy het, vergenoegd. So ek weet nie wat die Here alleen vir my en vir jou vandag sê, maar ek vra dat jy jou hart sal ondersoek, om nie in die slaggat van Judas te trap nie. Is jy vergenoegd met wat jy het? En kan jy van die R5 wat jy het, van verlede week se teksvers was Psalm 112 vers 3 wat sê, rykdom en oorvloed is reeds in die huis van die regverdige. Dit beteken, dit die bietjie wat jy nou dink jy het, is klaar rykdom en oorvloed. Want alwaar die Bybel verwys as oorvloed is die woordjie genoeg, meer as genoeg. Dis oorvloed, dis genoeg vir my en nog vir iemand anders ook. En die ander kant van rykdom sê, as jy klere aan jou lyf het en as jy kos op jou bord het, is jy ryk, het jy rykdom. Het ons dit? Ja. Hou dan op, soek na meer. Judas se soek na meer het sy hart so beïnvloed, dat hy Jesus gemis het, want mammon was groter in sy hart. Hy kan nie 2 Here gedien het nie. Hy het probeer. Ek gaan vir Jesus dien, en ek gaan die liefde van geld hou. Ek gaan vir Jesus dien, ek gaan dit doen, ek gaan dit regkry, en toe die geld voor hom val, toe hy olie sien, toe sien hy net ching, 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 ching. En ek is bevrees, my geliefdes, daar's meer mense wat in kerkbanke sit, wat net ching, ching, ching het. En dink aan ching, ching, ching. As wat hulle dink aan Jesus en die effek van sy karakter in my en jou lewe. En daarom is daar sulke teologie daar buite van ching, 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 as jy vir Jesus dien. Pas op vir mammon, pas op vir die liefde vir geld, pas op om dit te regverdig, want dit is nie so erg by my nie. Judas het dit probeer fight, hy het dit verloor, en toe hy die keuse kry om terug te draai, toe val hy in 2 Korintiërs 7 se gat. Petrus en Judas val in presies dieselfde gat. Petrus kom éventueel terug. 2 Korintiërs 7 sê, droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding. Maar droefheid volgens die wêreld werk die dood. Judas gaan in 'n droefheid volgens die wêreld in, want God, ek het verloor, ek is exposed, ek is uitgevang. Petrus gaan in 'n diepe berou in oor sy fout, en hy kom terug na Jesus toe.
So laat ek eerder in 'n diepe berou kom, en as die Here iets by my moet wegvat, sodat ek dit kan besef, prys sy naam. Voorboude klerk nie alles verloor het hy nie geluister nie. Die liefde van die Here het by my kom wegvat. Die liefde van Mammon. Wegvat en steeds, elke dag, vra vir my vrou, wanneer dit kom in die eerste van die maand en ek moet die rekeninge betaal, dan voel ek hoe dit my omkrap. Ek voel hoe daai natuurlike liefde vir geld probeer om 'n plek in my lewe te kry. Ek voel hom. Hy skop, hy woel, en daar's 'n keuse nodig. Judas het 'n keuse gehad, en ek en jy het 'n keuse. Kies Jesus. Kies vergenoegdheid. Kies sy stem. Kies sy leiding. Kies sy karakter. Kies sy woord. Kies sy stem bo die ander stemme daar buite. Kies dit elke dag en jy gaan sien die uitkoms in jou lewe gaan nog meer lewe wees en die lewe in oorvloed. Kies die stem van die vyand en die liefde vir geld en stadig maar seker gaan die lewe jou begin verlaat en dan gaan dood op dood intree in jou verhoudings en jou besigheid en alles gaan dood intree totdat jy later so arm is dat al wat jy het is geld. Sommige mense is so arm, al wat hulle het is geld. Niks anders nie. Leeg. En los hulle 'n selfmoordbriefie wat sê, ek het alles in die lewe bereik wat 'n mens kon bereik, maar daar was swart gat wat ek nie kon vul nie. Geen vrede nie, so ek verlaat hierdie aarde. Hoekom? Mammon was die Here wat sterker was as Jesus Christus. Jy kan nie twee Here saam dien nie. Dis onmoontlik. Kies. Judas se keuses bring sy uitkoms. Ja, die Here het Judas se keuses ten goeie laat meewerk vir die koninkryk, maar Judas se keuses veroorsaak die dood in sy lewe en Jesus se dood en 'n klomp ander dood daarmee saam. En hy bars oop of word gehang en val van die tou af en bars oop. Daar's soveel opsies wat die mense daaroor praat. Maak regtig vir my saak, jy is dood. Hy het selfmoord gepleeg. Is verby. Petrus draai terug en hy kom tot bekering. En die droefheid van die wêreld bring die dood en die droefheid volgens die wil van God bring 'n bekering in Petrus se lewe en ek sê draai weg. Hoekom sal die Here so 'n fokus op ons vallei sit oor gierigheid en oor mammon as daar nie 'n probleem is nie? Hoekom sal hy dit doen? En is nie net vir mense met baie geld nie, dis ook vir mense met min geld wat dink ek soek meer, ek het nie genoeg nou nie. Al twee kante is gierig. Wees tevrede met wat julle het, dan sal jy genoeg hê om te kan deel, ek beloof jou. Dit kan dalk wees dan dat daai gangster op 'n beter plek is, want hy weet hy doen verkeerd. Maar iemand wat dalk gierigheid is, en dit nie besef nie, gaan net aan. Jy sien, Gila, daai gangster kan heel waarskynlik die ou wees wat op 'n kruis in sy lewe beland langs Jesus en besef, I need to turn. En hy word soos 'n stuk hout uit die vuur uitgeruk. Die Bybel sê, sommige word uitgeruk soos 'n stuk hout wat al rook. Hout begin mos rook voor hy brand. Hy rook al op pad hel toe. En soep, op die einde word hy gered. Want hy besef ek is verkeerd. En die ryk man en Lazarus die verhaal, ken julle hom? Waar die twee aankom in hulle final destinations, en die ryk man is in die duisternis en Lazarus die bedelaar is in die hemel en al hierdie diep vallei en sê stuur net vir Lazarus oor om my tong nat te kom maak asseblief, die punt van my tong. En Vader Abraham sê vir hom, jy het jou keuse gehad. Jy het jou keuse gehad en jy het hom gemaak. Nou moet jy die gevolge dra. En ek voel daar's 'n dringende oproep. Die karakter van Jesus is om te voorsien in alles wat jy nodig het. Nie alles wat jy wil hê nie. Want hy weet wat is vir jou goed en wat nie. Wees tevrede met wat hy vir jou gee, sodat jy van een penning wat jy kan kry, nog kan deel ook met iemand anders, sodat jy die weduwee kan wees wat nog van haar, die laaste bietjie wat sy het, nog vir die godsman ook 'n roosterkoekie maak. Toe raak die olie en die meel nie op nie. Daar is die getuienisse wat die ander kant beskryf as Judas. Al wat Judas sien is geld, 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 nog meer my kant toe. Nie om te kan help vir die armes nie, want ek is 'n dief in my hart, want mammon regeer my. My liefde vir geld is 'n afgod, groter as my liefde vir Christus. Maar ek sal kerk toe gaan en ek sal al die mooi goed doen wat jy wil hê. Ek sal al die regte goed sê, maar ek sal jou verraai wanneer dit kom by geld. Ek sal jou verraai as dit kom by geld. Hoeveel van julle is al verraai in deals?
Hoeveel is al verraai deur manne en vrou wat jy gedink het so naby jou beweeg? En hoeveel van ons was al 'n Judas wat dit gedoen het en het teruggekom na Jesus toe soos 'n Petrus? Dis okay as jy 'n Judas was, kom net terug soos 'n Petrus man. Selfe keuse. Kom net terug na Jesus toe, want as genade onbeskryflik groot beskikbaar om jou te herstel in jou posisie. Judas en Petrus en ek en jy het almal dieselfde keuse besluit. Is dit Jesus of is dit Mammon? Want jy kan nie twee Here dien nie. Dis my openbaring van die week. Dis my openbaring van die week, dat Judas se hart was geld. Dit was sy probleem. En hy het dit belangriker geag, as om Jesus voluit te volg. En toe dit op die spel kom, toe kies hy sy Here. Wie was sy Here? Mammon. Duidelik. Jy is welkom my te verskil, jy is welkom my te bel, jy is welkom enigiets te doen. En wat ek vir jou sê, is, dis op my hart, en ek gaan nie wegdraai daarvan af het, en sê jy my anders kan oortuig. Amen. Die Here sal jou seën en jou behoed. Ons moet bid. Right. Kom ons draai gaan na mekaar toe, vat 'n minuut. Man 'n minuut. Bid wat die Here nou in jou hart gewerk het. Here baie dankie. Hierdie wonderlike preek. Dankie dat ons besef ons het 'n keuse. Here help ons om die regte keuse te maak. Dankie Jesus. Niemand. En daai lyn is baie fyn. Here. Here gee ons met krag en die wysheid van huis. Om daai besluit te neem en die regte besluit. Ja, Here. Dankie, Here. Dankie dat ons herder het, ons regte boodskappe gee. Here, dankie dat ons weet, ons alles wat kom het aan die einde van die maand, rekeninge en goed wat betaal word, en mediese onkosten. Here, en U het altyd voorsien. U het nog altyd voorsien, Here. Vir mamma te dankie daarvoor. Dankie, Here. Amen. Dankie, Here. Ons eer U. U is ons voorsiener en U gee meer as genoeg vir onsself en om te kan deel. Ons eer U daarvoor. Ons is tevrede met wat U vir ons gee. Amen. Dankie, Here. Net gaan ek is amper klaar. Net gaan nog een teksie. Kom ons maar klaar. Dankie dat julle my herinner het om te bid. Want ek het een teks uitgelos wat ons sonder wat ons nie kan klaarmaak nie. Het jy al ooit Hebreërs 6 gelees? En gelees dat daar staan, want dit is onmoontlik om die een wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het en die goeie woord van God gesmaak het en die kragtige van die toekomstige wêreld en toe afvallig geword het om die weer tot bekering te bring en te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulle self die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Ek het dit regtig nog nooit werklik besef voor hierdie weekie. Judas. Wat se vers is dit? Hebreërs 6 vers 4 tot of 3 tot 6, ja. Ja. Judas het al daai goed gehad. Hy was verlig, hy het alles gesien, hy het deelagtig geword, hy het dit geprooi, alles, maar hy het nog steeds weggedraai toe dit saak maak. Dit is onmoontlik vir daai persoon om weer terug te kom, want jy het besluit watter Here jy gaan dien in jou hart. Hebreërs 6 is Judas. Die Here sal jou seën en jou behoed.
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Nou mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees en met julle bly. Amen. Wou nog iemand aansluit by die gelykenis van die ryk jong man wat hy het ook mos 'n keuse gehad. Ons het dit mos al by Maandag behandel dat as die seuns mos is die naald in die naald in die stad en laat 'n kameel nie daardeur kan so die keuse was nog altyd daai ou was meer lief vir sy geld. Hy was liewer vir sy geld. So 'n ryk man kan nie iemand gaan want as jy ryk is dan jy ryk in die Here nie in jou geld. Ja, maar dan staan daar ook dit is nie die feit dat hy baie het nie, dit is die feit dat hy sy goed ag as belangrik en sy sekuriteit in sy goed sit. So as hy afstand kan doen met sy sekuriteit, dan kan 'n kameel deur die oog van 'n naald gaan. Ja. As hy afstand kan doen, maar hy moet eers afstand doen. Ja. Dis afstand, as dit nie syne. Absoluut, afteken.